Dag mag ons elkeen 'n besondere Paasfees beleef, waar die betekenis van die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus net weer opnuut in ons harte bevestig word. Ons gaan vanmôre kyk na Jesegiel 37, waar die Here vir Jesegiel na 'n laagte toe vat en vir hom 'n visioen gee. En die Here openbaar sekere dinge aan hom, maar dan ook aan ons. Kom ons gaan kyk na hierdie openbaring van die Here in Jesegiel 37 vanaf vers 1. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Toe vra hy vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Toe het ek as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun, en die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. En terwyl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle en word daar vel bo oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke gees, blaas in hierdie dooies in, dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle lewe en staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die Here Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer, dit is klaar met ons. Tree op as die profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom, my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Hulle 'n vlakte vol doodsbeenering. Doodsbeenere waar daar eintlik geen moontlikheid van lewe meer is nie. Daar's geen hoop nie. Daar staan vers 11, die bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie. Dit is klaar met ons. Want hy op die hopeloosheid van die situasie menslik te sien. Ja, en hierdie droë doodsbeenere dui nie bloot op die volk van die Here wat fisies oorwin en verstrooi is nie, maar ook oor 'n geestelike dood. Israel, die kerk van God, het weggedwaal en hulle is geestelik dood. As volk verstrooi, maar ook as kerk. Daar's 'n doodsheid in hulle geestelike lewe en in hulle verteenwoordigers as van God, om verteenwoordiger van God te wees, het eintlik dood gegaan. En as die Here vir Jesegiel vra, kan hierdie bene weer lewe kry? Dan antwoord hy, Here, U alleen weet dit, sê hy in vers 3. En hy stel dit so, omdat menslik gesien is dit eintlik onmoontlik. Daar's geen hoop meer nie, en tog weet hy, by God is alle dinge moontlik, en daarom sê hy, net U weet, Here. As ons vandag stil staan by die kruis op Golgotha, en as ons daar gaan staan in die oomblik beleef wat die eerste kykers moes beleef, nie nou met die hele perspektief van die hele openbaring en met die sekerheid van die opstanding, as ons net by die kruis vandag gaan stil staan, dan beleef hulle dit as hulle meester sterf aan die kruis. Dis die einde van die pad. Hoe verkeerd het hierdie dinge nie uitgedraai? Kan dit die regte verloop van gebeure wees? Onregverdig is hy veroordeel, en nou sterf hy aan 'n kruis. Is daar 'n pad vorentoe? Dit lyk soos 'n doodloopstraat. Met dalk ook in jou spesifieke lewe. Wat is die doodsbeenere in jou lewe? Dis wat droog is. Ja, sonder die kruis is ons eintlik almal maar doodsbeenering in die laagte. Ons is verlore in ons sonde. Ons het geen hoop vanuit ons eie nie. Ons is net die sonde dood sonder Christus. Maar dalk ook in die lewe wat ons nou hier het as kind van God, selfs ook dan
Wat is daar in my lewe wat ek dink nie kan verander nie? 'n Area in my lewe, 'n situasie wat dit voel soos doodsbeenere, soos 'n doodloopstraat. En miskien is dit die verkeerde keuse van die verlede wat nou nog gevolg het. Miskien is daar die doodsbeenere in my lewe, daardie louheid wat ek beleef en daardie louheid wat telkens my so verstrengel tot 'n middelmatigheid in plaas van 'n voluit dien van die Here. Dalk is die doodsbeenere 'n formalisme wat sy greep op my het. Dalk is die doodsbeenere 'n nabinnegerigtheid of 'n bepaalde eienskap wat ek het met my humeur of negativiteit of swak selfbeeld. Dalk is doodsbeenere die moedeloosheid vir ons land wat baie keer daar is, of oor die geweld of oor my werk. En ek voel daar's nie meer hoop nie. Dalk moedeloosheid met die rotte resies wat ons lewe so dikwels dikteer. Of dalk daardie sonde waarin ons telkens so terugval. Dikwels is ons hele lewe nie totale chaos nie, maar daar's baie keer 2 of 3 dinge waar ons net telkens val en struikel en bly sondig en nie meer gebreek kry nie, en 2 of 3 dinge wat ons hele lewe beïnvloed. Miskien moet ons vanmôre stil staan by die spesifieke doodsbeenere in jou eie lewe. Daardie ding wat jy amper wil moet opgee. En dan moet ons met hierdie doodsbeenere gaan staan by die kruis, waar dit lyk of dit die einde is, waar dit op die oog af net dood is. By die sigbare dood aan die kruis is daar by God lewe uit die dood. By God en in God se raadsplan is juis hierdie sterwe aan die kruis die betaling sodat lewe gebore kan word. God bring deur die dood van Christus, deur die betaling van Christus, lewe juis in ons doodsituasie. Dis die boodskap wat die Here ook in Jesegiel vir ons gee. Heelmaking, nuwe lewe, lewe vanuit die doodsheid. Ja, dit bring ons eintlik by die boodskap van hopelose situasie. Ek kan nie, en ek kan nie 'n verskil maak, maar God het. En dit staan in Jesegiel 37 so duidelik dat dit gaan oor die Here alleen wat verandering bring. Die mag van die Here het my in besit geneem, dui daarop dat alles eintlik maar hierdie hele gebeurtenis onder God se beheer en God se wil staan. Alleen God kan die verdroogde beenere herskep tot lewe. Alleen God kan lewe uit sonde dood verwek. Alleen God kan waar daar uiterlike skyn of formalisme is, ware lewende verhouding weerskep. Alleen God kan doodloopstrate verander in nuwe paaie. En dan sien ons dat Jesegiel moet profeteer, en hy profeteer dan, maar dan is dit inderdaad God, deur sy gees, wat die wonderwerk doen. Die beenere beweeg, en daar kom lewe. En wat is die betekenis daarvan? Nou, die betekenis van is eintlik op verskillende vlakke. In die eerste plek, in die onmiddellike konteks, dui dit, en die Here sê dit ook so vir hom, dis die herstel van Israel. Israel wat weggedwaal het, wat in ballingskap weggevoer word, maar daar was herstel en heelmaak. Maar daar is ook 'n groter perspektief van lewe wat kom juis deur die koms van Christus na hierdie aarde toe, en die koms van die koninkryk. Christus kom om nuwe lewe uit 'n doodloopstraat bestaan te skep, omdat hy kom as God mens word en ons straf aan die kruis dra. Ja, dit dui ook verder. Vir ons wat na Christus lewe, lei dit ook op lewe deur God se gees, deur sy genade in doodsaspekte selfs van ons lewe. En natuurlik dui dit ook op die ewige lewe, op die ewige heerlikheid met die wederkoms waar daar volkome en volmaakte lewe sal wees. En ek maar verskillende golwe waarin ons hierdie openbaring kan toepas. In Romeine 7 dan roep Paulus uit, ek ellendig mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan as die antwoord in vers 25, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. Jesus Christus, wat gesterf het, wat dood gemaak is, wat ons doodsheid op hom geneem het, sodat ons kan lewe. Ja, hierdie gedeelte in Jesegiel
ook die verdere vervulling in Christus bring ons by die realiteit van herstel en nuwe lewe wat God gee. Herstel en nuwe lewe wat deur die geloof omhels moet word en toegeëien moet word. Ons hoop, ook in ons unieke situasie, in ons tyd, lê nie in ons omstandighede, maar dit lê in God. Dis juist wat in vers 14 sê, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek, dis die Here, ek het dit gesê, ek sal dit doen, sê die Here. Maar hoe leef ons in die werklikheid van hierdie lewe vanuit die dood? Hoe leef ons in die ware lewe deur die dood van Jesus Christus? Nou, in die eerste plek, ook in hierdie gedeelte, is dit so duidelik dat die belangrikste ding is seker om te besef dat die oplossing lê nie in onsself. Om te erken dat ons kan niks doen tot lewe nie. Dat ons nie die mag het om dinge te verander nie. Dit wat ook in Esegiel antwoord is, Here, U alleen weet. Menslik gewys is daar geen hoop nie. Ons erken dat die Here alleen nuwe lewe gee, ook in my lewe en ook in aspekte van my lewe. U alleen weet, Here my God. Ek gee dit oor in U hande. En ons weet dat alleen deur God kan ons ook verander en tot bekering kom. Klaagliedere 5 vers 21. Bekeer ons tot U, Here, dat ons bekeer kan wees. Kom van God af. Of Jakobus 4 sê, julle kry hom julle nie bid nie. Ek moet tot God gaan in gebed en daar is die oplossing. Ja, miskien bly ons met sekere aspekte van ons lewe in doodsheid, juis omdat ons nie volhardend bid tot God dat hy ons verander en dit oorgee aan God wat uit sy godheid nuwe lewe skep waar daar doodsheid is. Ons is baie keer te veel besig met ons eie pogings. Ons is baie keer soveel planne en voornemens en hier met my eie dinge besig in plaas van om na God toe te gaan en sê, Here, herskep my. Herskep die doodsheid wat daar in my lewe is of die aspekte van doodsheid. En dat doen ons net binne 'n verhouding met die Here. En wanneer ons stil word voor die Here, met daardie volhardende gebed, Here, U alleen weet, U bring lewe, verander my. Ons plaas onsself, en ons moet onsself plaas in die herskepende hande van God. Maar daar is ook 'n tweede aspek, nie net erken dis alleen God en ek gaan na God toe nie, in gebed nie, maar ook besig wees met die woord, selfs in hierdie wat geopenbaar word in Esegiel 37, is daar die opdrag om te profeteer, om die woord te verkondig, vers 4 en vers 9. Die Here werk en die Here gee lewe en tog doen hy dit deur die spreuke en die verkondiging van sy wil. Verkondiging van verlossing. Die Here werk deur sy woord. Dis die Gees wat lewend maak, vers 14. Maar die Gees kan nie losgemaak word van die woord. En dan ook vir ons, vanuit die woord wat ons ten volle het, om besig te wees met die woord, om het te lees, om te bestudeer, om het te hoor en dit te verkondig. Om onsself te plaas daar waar ons gevul word met die woord en deur die Gees, dat die Gees deur die woord inspraak gee in ons lewens. Maar ook, dat ons hierdie woord, die waarheid en die werklikheid van die woord, ook nie net self mee besig is nie, maar verkondig in situasies wat oor ons pad kom en inspreek in ons situasies wat daar in ons lewe is. Ons verkondig baie keer moedeloosheid, doodsheid, dood op straat, te midde van al hierdie inderdaad moeilike situasies. Maar Esegiel kry die opdrag om te profeteer redding en lewe, dat daar nuwe lewe gaan kom. Verkondig God se wil, verkondig evangelie. Verandering, daardie aspek waarin ons doodsheid beleef, waarin ons vasgevang voel, begin dus nie by ons aksieplan in onsself nie, maar dit begin by God, wat deur die betaling van Jesus Christus nuwe lewe vir ons verkry het, wat ons in die geloof kan omhels. Dit is in gebed waar ons juist sê, Here, ek het nie, ek kan nie, maar U het. Dit is juist wanneer ons besig bly met die woord, waardeur die Gees van God ook met ons werk. Verandering begin, wanneer 'n mens, as dit mense so wil stel, wanneer ons in die troonkamer van God ingaan. En die troonkamer van God is eintlik maar net 'n beskrywing van om te sê, ek kom voor die almagtige, heilige God, en tog naby aan hom.
Hy is almagtig, hy is heilig, gans anders, en tog naby hom, in verhouding met hom, stil wees in sy teenwoordigheid. Ek gaan in die troonkamer van God in, onsself in God se hande te plaas, genoeg stil te raak, te hoor as hy met ons praat. Ja, ons het nodig om in die troonkamer van God in te gaan, om hom nie die Vaderhart te ervaar en te leer ken. Ons het nodig om in die troonkamer van God in te gaan, om opnuut deur sy liefde toegevou te word, sodat ons opnuut die vreugde van kind wees sal leer en sal ervaar, dat ons opnuut die geborgenheid en die beskermende arms van God se liefde om ons voel. Ons het nodig om in die troonkamer van God in te gaan, om opnuut die ware sin en die doel van die lewe te bepaal en regte prioriteite weer duidelikheid oor te kry. Ons het nodig om in die troonkamer te gaan, om die wonderwerk te beleef van doodsbeenere na lewe. Alleentyd met God, waar ek oorweldig word deur God. Dis wat ons nodig het. Dis by God dat doodsheid oorgaan in lewe, ongeag omstandighede. In Jesegiel 37 openbaar die Here dus homself as die herskeppende God, wat nuwe lewe gee waar daar doodsheid was, juis deur die betaling van Christus wat sterf aan die kruis. En wanneer ons die doodsheid voel, wanneer ons voel soos droë bene wat in 'n laagte lê, wanneer daar nog die uiterlike dop van Christendom beleef word, maar nie die krag en die lewe van God nie, wanneer ons moedeloos wil raak met onsself, wanneer ons wil tou opgooi, dan wys die Here ons vanmôre opnuut na Jesegiel 37. Hy skep lewe waar doodsheid was. Die dood aan die kruis gee die genade vir ons lewe en nuwe lewe. En kom ons bid die Here vir daardie wonderwerk in nie net wat ons hoor en geopenbaar word in Jesegiel 37, maar daardie wonderwerk in die werklikheid van ons eie lewe. Herlewing in ons verhouding met hom, om te groei en te kan getuig. God is die God van wonderwerke, deur sy woord en sy gees. Wonderwerke wat vir ons gegee word, omdat Christus dit vir ons gekoop het met sy bloed. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U Seun gestuur het. Ja, Jesus, dat U gesterf het aan die kruis vir ons, sodat ons kan oorgaan van doodsheid na lewe. Sodat ook die doodsaspekte van ons lewe verander kan word, om waarlik net U lig, nie net self, dat dit self op ons eie areas van ons lewe skyn nie, maar dat dit ook sal uitstraal na die omstandighede buite ons. En dis ons gebed, Here, dat U ons deur U Gees sal lei en so sal verlig, dat ons in die heelheid en die volheid sal lewe wat U vir ons bedoel, en dat ons 'n verskil sal maak, en 'n verskil sal indra in die wêreld waarin ons lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die leiding van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.